Goeiemôre vanmôre, nee. Môre. Dis amper einde April, of nog nie amper einde April nie, maar die gras is nog groen buite. En dis vir ons as boere lekker, want ons skapies kan nog lekker groen gras eet, nee. En op 'n stadium so 'n paar maand of wat terug, Januarie, Februarie, was dit soos winter gelyk, was asfal, en die Here het ons geseën met reën, en dit is nou amper weer soos in die somer. Die Here is goed, hy is altyd goed. Ek droom nou die aand, ek word wakker die oggend, maar in my droom wakker word, praat ek en ek sê, ons as kinders van die Here, loop deur geloof, en nie deur wat ons sien nie. En dit het my gedagte geword, om heeltyd daaraan te dink, weet baie keer, het ons gesien Januarie, Februarie, moet ons begin voer, maar nou, omdat jy God het op wie jy glo en geloof het jy nie gekyk na die omstandighede buite nie. Ons het geweet op wie ons vertrou. Ek het toerusting, maar alles nie in die toestand om self voer te maak nie. En moet maar mense hier om dit vir my te doen. En dit is nog 'n moeilike storie. Hulle kom hier met hulle trekkers, dan breek die helfte van die trekkers, gaan maar soos myne. En maar en hier stuur die Here reën. En ons is in April, diep in April, en my vee is nog van geen extra voeding afhanklik nie. Want ons loop deur geloof, nie deur wat ons sien nie. Hierdie versietjie kry ons in 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. As ons aanskou om iets te glo, dan is dit eintlik nie so nie, want dis 'n kort versietjie. Hier sê jy amper die minste woorde in 'n versietjie wat daar is. 'n Kort versietjie, maar dis 'n lewenswyse van 'n kind van die Here. Hierdie kort versie sê vir jou hoe 'n kind van die Here moet lewe. Hy moet nie na die goed rondom hom kyk nie. Hy moet glo in God en daarvolgens wandel. As ek sê, die wêreld sê, ons moet eers sien, en dan moet ons glo, né? Soos 'n towenaar, as hy nou 'n kaartespel vir jou doen, dan maak jy eers die kaart en dan glo jy, ja, okay. Of jy maak 'n eksperiment, en jy sien dit, dan glo jy dit. Maar God sê, jy moet glo selfs, al kan jy nie sien nie. Al sien jy nie wat jy sien nie, of jy kan nie sien nie wat jy moet sien nie, maar jy glo in God. Hier lê die spanning tussen die natuurlike mens en die geestelike mens. Hierdie mens wat alles wil sien en dan glo, en 'n kind van die Here wat glo, al het hy nog niks gesien nie. Dit is die verskil tussen 'n natuurlike mens en 'n geestelike mens. Jy wil sien dat jou kosmandjie vol kos is, dan sê jy glo dat die Here jou gehelp het. Maar as jou koskas leeg is en jy glo dat die Here jou kan deurtrek en hy doen dit, dan het jy in geloof gewandel. Daar is 'n verhaal van 'n vrou in die Bybel. Elia kom by haar en hy sê, maak vir my gou 'n bietjie 'n broodjie. En sy sê, maar ek het net so 'n bietjie meel en so aan. Hy sê, maak vir my 'n broodjie. Sy sê, maar ons gaan nou net vir my en my kind 'n broodjie maak, dan gaan ons lê en ons gaan sterf. En sy besluit toe, nee, maar omdat dit die man van God is en sy dit gedoen, en daarna het nooit haar meel leeggeloop nie. Haar olie het nie opgeraak nie, en haar meel het nooit opgeraak nie, omdat sy geglo het in die God van hierdie man wat by haar was. Nee? Om te wandel beteken, wat beteken dit om te wandel? Dit is jou lewenswyse van jou gedagtes, jou denke, reaksie en jou besluite. Is dit nie so nie? Dis wat wandel beteken. Hierdie gedagtes, jou besluite, jou denke en jou reaksie, hoe jy reageer. Dit is wat jou wandel is. Deur geloof beteken, jy vertrou God se woord bo alle omstandighede. Die wandel, in elke opsig wat ons maar wandel, ons wandel almal, maar deur geloof beteken, in hierdie situasies, in hierdie omstandighede, glo jy en jy vertrou God.
Ek glo God se belofte, selfs wanneer ek niks kan sien nie. Bonita het vertel vir my swaar, maar sy het nie hele verhaal mooi vertel nie. My suster, hulle het, sy medies wil nie sê, wow, ons betaal nie hierdie spesifieke manier nie, dis in 'n hoër klas van mediese fonds, en soos julle mediese fondse sien, hulle gradeer nie sommer op in die noodtoestand nie. Nee, want daar's 'n regtige noodtoestand, en sy bel Bonita, my suster huil, en Bonita sê, hulle moet vas, sy weet nie wat vas nie, sy jy dink net water moet. En ek en Bonita vas, en Nikkie ons vas vir hulle, en sy sê vir my suster, luister, die Here gee vir jou soveel beloftes in die boek, in die Bybel. Lees dit en glo dit. En sy sit versies op wat sy gelees het oor die beloftes van God. En sy glo dit. En met dit, 4:15 kry jy die boodskap, dit kan maar aangaan, jou medies is opgradeer, als reg, als 100%. Al het sy dit nie gesien nie, maar die geglo en die karakter van God het dit verander. Ons glo God selfs wanneer ons niks sien nie. Ek stop van tevore en voel asof ek onseker is. Ek stap in 'n plek waarvan ek onseker is. Sy het gestap in geloof in 'n plek waar sy nie weet van vas in bed en glo in die beloftes van God nie. Sy het gestap met geloof in 'n situasie in waar sy dinge moet glo op maar wat ons gesê het van God, wat hy die beloftes wat hy vir haar gee, is ja en amen. En hy is nog steeds dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. En sy beloftes staan vas. Sy beloftes staan vas. Glo dit. En sy het dit geglo. En God het vir haar deurgekom. Geloof is nie blindheid nie. Dis 'n geloof en vertroue in God se karakter. Jy glo en jy vertrou God se karakter. Ons lees hierso in Hebreërs 11 vers 1. Die geloof, dit is identifiseer geloof. Geloof is dan 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy glo en jy hoop op dinge wat daar nie is nie. Die bewys van dit, jy sien dit later. Toe ons by Angus Bakken was, toe hulle 'n groot tent opgesit het, was daar nie finansies nie, en hulle sê, gaan aan, doen dit net. En soos hy aangaan, kom die finansies in om die dinge te doen. En hy sê, dit is geloof. Hy het gehoop en geglo, en daar staan die tent. Betaal, klanksysteme, alles. Maar toe sy direksie vir hom sê, daar is nie geld nie. Het hy gesê, gaan aan, moenie stop nie. Sy geloof in die karakter van God het vasgestaan. En net so in ons lewens vandag, het jy die karakter van God in hierdie woord, wat hy heeltyd homself beskryf, van Genesis tot Openbaring, sy karakter, en jy moet daai karakter in wie hy is, moet jy glo, en jy moet vasstaan daarop. Dan verder gaan die versie nie deur aanskoue nie. Wat beteken dit om te aanskou? Dit wat ons sien, wat ons voel, wat ons ervaar in die lewe. Dit is wat aanskoue is. Probleme is met aanskoue is, jou gevoel kan verander. Dit wat jy sien kan verander. Ek plant 1 jaar hierso onder kool, dis 160.000 plantjies, en ek werk al klaar sommetjies uit, 160.000 plantjies, as ek net 'n rand 'n koolkop kry, 160.000 rand, ek kan vir my bakkie koop. En toe die kool net so mooi begin kom, boem, breek hy oop, daar kom 'n blommetjie uit, en al die drome van my, wat ek gesien het al, die koolkoppe gaan tot niet, in 'n dag of wat se tyd het dit als blomme geword. So, dit wat jy sien, kan baie vinnig verander. Jy vertrou nie op dit wat jy sien nie. Hoe jy voel is 'n misleidendste ding wat daar ooit is. Jy voel die ou het jou nie geraak gesien, jy voel die ou wil jou nie groet nie, die ou wil jou nie hallo sê nie, die ou wil jou nie ken nie. Dis 'n gevoel wat jy het, maar dis nie die waarheid nie, 'n gevoel kan verander. Ek het 'n vriend, 'n groot vriend, wat verskriklik op gevoelens reageer. As hy by ons kom, as hy sê, hoorie, wat fout, ek voel iets nie lekker nie, ek voel dit, sê, man, voel net oor. Kom oor jou gevoelentjies,
want gevoelentjies jok vir jou. Dit is nie altyd so nie. Gevoelens mislei jou, maar dit is wat jy aanskou. Hoe jy voel, hoe daai ou voel. Kom oor dit. Hoe ek ervaar in die lewe. Baie mense kom in 'n baie emosionele diens, en hulle ervaar in hierdie geopende deure, vertel vir hulle hoe dit in die sendingsveld, al die mooi dinge van die sendingsveld, en almal ervaar dat ek moet 'n sendeling word, en hulle trek los, hulle skryf hulle name op, en daar gat hulle sendingveld toe, en daar in die sendingveld kom hulle agter, maar dis nie vir my nie. Hierdie ervaring wat ek gehad het, was die emosionele ervaring, en dit het verby gegaan. Ervarings gaan verby, dit is van korte duur. As ons net lewe volgens wat ons sien, sal jy moedeloos word. Wat jy sien, wat jy ervaar, en hoe jy voel. Jy gaan moed verloor, jy gaan nou, werk die dinge nie meer uit, dan sit jy op moedsverlore vlaktes. Jy gee op, baie mense gee in die hitte van die stryd, wanneer die einde naby is. Hulle sê die meeste mense verdrink 'n meter van die wal af. Is dit nie so nie? Die mense wat verdrink nooit in die middel van die rivier nie. Hulle verdrink hier waar hulle hand moet opsteek om die wal te vat, daar verdrink hulle. Hulle gee op. As jy aan jou aanskoue loop en met jou gevoelens en ervaring loop, gee dit op. Jy gee vinnig op. Jy begin twyfel. Jy begin twyfel aan jou naaste, jy begin twyfel aan jou broer en jou suster, jou pa, jou ma, jou vrou, jou kinders, in die gemeente, jy begin twyfel aan alles. En die ergste van alles, jy begin twyfel aan God se bestaan. Want jy wil die dinge sien, jy wil dit voel, jy wil dit ervaar. Dit is jy daarop gemik is, dit is uiterlike dinge wat eintlik met towerheid te doen gaan, want God werk nie daarmee nie. Hy sê jy moet glo. En as jy glo, sal jy dit sien wat jy geglo het op die einde van die dag. Maar God roep ons hoër op. Abraham word gebore in 'n nasie wat afgode dien. Hy is in 'n nasie wat goetjies het. Sy paal het seker die oggens opstaan, en brand hulle gou rookies vir die goetjie, want dis die oggend, die aand vir daai ouetjie, as dit reentyd is vir daai ene, as dit somertyd is vir daai ene. Hulle brand al die goetjies vir dit. Dis hoe hy groot geword het. Maar iewes skielik praat daar 'n stem met hom, en hy glo daai stem. Hy glo dit bo al daai klein goetjies, en hy word later die vader van die geloof genoem, omdat hy dit geglo het in God. Is dit nie mooi nie? Daniel en sy vriende, die mees treffende gebeurtenis in die Bybel. Daniel se vriende word geroep, en word daar gesê, jy sal buig en aanbid, en hy sê nee, hy sê, ek vertrou God, gaan my of kan my uit die vuuroond red. En as hy dit nie doen nie, is dit ook alright. Maar ek glo dat hy is in staat om my uit hierdie vuuroond te red. En hulle gooi in die vuur, en die Here red hulle. Ne? 'n bewys van wat hulle geglo het, toe hulle uitkom, en hulle ruik nie eens na rook nie. Ne? Daniel, as jy bid, gooi jy in die leeukuil. My God is in staat om myself uit die leeu se bek uit te red. Ek glo, ek vertrou my God, en as die leeu's hom opgevreet het, sy ook gesê, dis ook maar reg. Maar ek sal nie my geloof weggooi in my God en sy karakter, om deur vir 'n leeu in sy bek te kyk en bang te word vir hom. Ek sal, julle kan my maar ingooi, en hulle het hom ingegooi. Wat 'n verbasing was daar die volgende oggend, toe Daniel nog steeds daar staan, en hy lê dalk met sy kop op 'n leeu, sy voete op 'n ander leeu. Ne? Die geloof wat hy in God gehad het, dit wat die mense nie kon sien nie, het hy gesien, en hy het gehoop, en hy het geglo. En dit het gebeur wat hy geglo het. Hy het nie aggeslaan op sy vrees vir die gebrul van die leeu nie. Die vriende het nie aggeslaan op die gekletter van hy vuur binne in hy oond nie. Hulle het geglo in hulle God, en hulle geloof op hom gesit. In sy karakter, omdat hy 'n goeie God is. Petrus glo dat Jesus hom geroep het om na hom toe te kom.
En hy klim op die boot en hy loop op water. Né? En hy loop op water. En dit is waar die les vir ons vandag in is. As ons baie keer hou ons oë af van die begin van ons geloof, Jesus Christus. En ons kyk wat sê Piet en wat sê Klaas en wat sê Sunny van dit en van TikTok en YouTube en goeders. En ons kyk na wat hulle sê en ons haal ons oë af van ons God af, van Jesus af. En ons kyk na ons omstandighede en die ou sê, luister, dis hoe jy die situasie regmaak. Dis hoe jy deur hierdie situasie kom. En hierdie ou sê vir jou, luister, as jou vrou so met jou praat, klap haar bek toe. Of as jou man so maak, gee nie van kos nie. Jy weet, en nou begin ons na mense kyk, en ons slaan nie ag op wat God vir ons gesê het nie. Ons kyk na ons omstandighede. En ons verloor ons fokus. Ons geloof in die een wat ons gered het. Jesus Christus. En ons begin sink. Is dit nie so nie? En Jesus se mooi woorde net daarna, toe hy weggekyk het, moenie vrees nie. Nee, kom terug na my geloof toe. Glo in my, soos pastoor vanmôre dit bevestig het wat ek vandag hier sê. Glo in God, glo ook in my wat Jesus gesê het. Geloof in God wat hy vir ons gedoen het aan daai ou ruwe kruis is nog steeds net so lewendig vandag. Nee. Wanneer ons nie meer werk sien nie, bly glo in God. Wanneer ons nie werk gekry nie, bly glo in God. Daar is seker een gesin in hierdie gemeente vandag wat hierdie ding deurgetrap het en dis van julle. As dit swaar gegaan het hulle geloof behou en die werk het gekom. Terwyl daar geen werk is nie, terwyl die mense om hom dalk werk gekry het nie, sien hulle bakkies oralste rondjaag, hiernatoe, daarnatoe. Is dit so? Het hulle bly glo dat God vir hulle ook 'n deur sal oopmaak en dit het gekom. Die Here het die deure vir hulle oopgemaak. Wanneer jy siekte sien, bly glo dat God genees. Dat hy is wie hy sê is. Dat hy die geneesheer is. Dat hy nog steeds genees. Glo dit. Moenie na kyk wat dokters op die tafel voor jou sit nie. Glo dat God ook daar kan intree. As jou lewe 'n chaos is, als die mekaar is, niks loop reg nie, glo dat God ook daar in beheer is. En jy weet dat God mens gebruik jou getuienisse, jou downfalls, jou upfalls, of wat ook al, om jou in posisie te sit later van jou lewe se tyd. Daar waar jy swaar gekry, daar waar jy sterk jou geloof moes staan, en deur dit het die Here deurgekom. Op 'n stadium was my lewe in 'n baie groot warwoel gewees, baie jare terug, het ek 'n R100 noot in my kluis gesit en gesê, as ek nou down out is, sal ek diesel ingooi. Ek kon daai tyd nog diesel ingooi met R100, en dan na my pa toe ry en sê, help. Nee? Maar die geloof wat ek seker in my onwetende nog steeds in my God gehad het my deur daai tyd getrek, deur het gevat tot vandag toe nog. En hy R100 is nog steeds daar. Nog nooit gebruik nie. Geloof dat jou lewe as hy 'n chaos is, hy nog steeds die God is van daai chaos. Hy is die een wat jou pad reg maak. Wanneer die pad vorentoe jy nie kan sien hoe jy deur gaan kom nie. Bly glo, stap in gehoorsaamheid en in geloof. Die Here is baie uitdruklik oor gehoorsaamheid en geloof. Maak nie saak hoe jou pad lyk nie, wat jy nie kan sien nie. Stap in gehoorsaamheid en in geloof en kyk wat die Here vir jou op die ander punt van die pad het. Ek sê altyd, ons kyk so die straat af, maar die Here het die overall toesig. Hy is soos in 'n helikopter en jy kyk waar is die skewe goed en verby en hy lei jou in jou geloof en in jou gebede, bid tot die antwoord deurbreek.
Hy sê jou lei, links, regs. Eendag het ons parte gaan haal, ek, Percy, Ursula en die mechanic wat saam met my gery het, dis baie jare terug. En daar by Oranjewil is daar 'n robot, 'n brug wat jy oorry, die robot was daar. En ons stop daar, ons was vereniging toe, en ek en Willie sit agter, Percy bestuur en Ursula sit voor. Nou ry ons lekker rustig. En die robot, nou stop ons, die robot slaan groen. En Percy wag, en hy wag. Hy is ons maar bietjie altyd stadig. En robot groen, hier trek hy stadig weg. En so as julle Oranjewil ken, ry oor hy Eysterbrug, net na draaipad so skuins. Toe ons so die pad so skuins kom, toe's daar 'n rooi Toyota bakkie wat die kant van die pad, en hy rol. En hy rol reg oor voor ons verby. En jy sien hoe gaan die mense by die canopy en by die deure uit. En as hy gery het, op die stadium toe hy moes gery het, was daai kar binne in ons in. Die Here het ken ons paie. Hy sien wat voor gaan gebeur, en hy het hom, dat dalk nie kyk vir die robot nie, of whatever, maar die geloof in God, het daai dag ons bewaar. Want as ons gery het, toe ons moes gery het, toe die rig groen geword het, was ons binne in die kar. En ons het probeer help, maar hulle is almal op 'n streep dood daar langs die pad. En dit kon net sowel, daai bakkie het seker so ver van die kamera verby ons oor die pad gegaan. So binne in ons gewees het. Maar die Here ken die pad van hom, en hy doen dit. Geloof in die Here. Geloof is nie afwesigheid van probleme nie. Geloof is nie, as daar net nie probleme is nie, dan het jy geloof nie. Juis wanneer die tyd moeilik is die probleme daar. Probleme is daar, maar dit is daar om die vertroue in God te versterk. Die teenwoordigheid van God in jou lewe moet te versterk. Die chaos gaan daar wees, die probleme gaan daar wees, want die Bybel sê, He's a God of the mountains, and also the God of the valley. Hy los jou nie bo alleen nie, ook nie onder alleen nie. Jy moet net vertrou. Dit is maklik om geloof te hê bo op die berg. Dis baie maklik. As alles goed gaan, is dit maklik om vir mense te sê, hoor jy moet net glo. En dit sal regkom. Jy daar onder in die valleie. Jy moet net glo, dis maklik. Maar die ou wat daar onder in die gutters lê, as hy glo, soos die skrif sê, gaan die Here vir hom deurbreek. En daai onder in die gutters gaan vir hom 'n getuienis wees, eendag in sy lewe vorentoe. Die vraag vandag is, wat sien jy? Dis gaan nie oor wat jy sien, en voel, en ervaar nie. Die vraag is, in wie glo jy vandag? Glo ons in die skepper van hierdie Here, hemel en aarde? Het ons werklik geloof dat hy 'n pad kan maak in die duisternis, in die woestyne, reën riviere kan maak in die woestyne? Het ons werklik geloof dat dit wat hy in die Bybel vir ons sê, dat dit sal met ons gebeur? Dat die beloftes wat hy vir ons gesê het, bid en vir jou sal gegee word, dat ons dit nog koester? Ondersoek ons nog sy woord om te sien, wat het hy vir my in pag? Of aanvaar ons net wat Piet en Koos vir ons sê? Jy is 'n niks werd, jy sal nooit iets beteken nie. Of aanvaar ons dit, maar glo ons die woord wat vir ons sê, you're more than a conqueror. Ek het jou die begin gemaak, nie die einde nie. Ek maak jou sterk. Gideon in die Bybel sien homself as die nietigste mannetjie in hele Israel. Die nietigste ou in sy familie. En dan is hy nog die nietigste oukie in sy gesin. Dis hoe Gideon homself gesien het, wat die mense dalk vir hom gesê het. Maar die engel van die Here sê vir hom, jou dapper held. In wie glo jy? Wat jy sien? Wat jy ervaar? Of wat jy voel? Of glo jy ongewonde aan die een wat ons gestuur het? Dit is ons geloof. Is dit nie so nie? Vandag vra ons, in wie glo jy vandag? Is jou geloof
onwankelbaar of het hy gewankel? Soos ek sê, dis maklik om bo op die berg te sê, my geloof wankel nie. Maar kom onder in die dips, daar waar die tekkie die teer slaan, is dit 'n moeilike ding. As jy nie kos in jou huis het nie, as jy nie petrol in jou kar het nie, as jou kinders nie wil hoor wat jy sê nie, as jou, ek weet nie wat als voorbeelde nie, maar in wie glo jy dan? Kyk jy rond na hulle, en kyk jy rond, waar kan jy ander hulp kry? Die hulp is in die Here, wie die hemel en aarde gemaak het. Dis wat hy sê, dis waar jou hulp vandaan kom. Gaan lees dit, maak dit jou eie vandag. As jou geloof wankel, kom terug na geloof toe. Wat is die vers wat ons gelees het eerste? Want ons geloof, want nee, ek het ja, ek het 'n bietjie vooruit gegaan. Geestelike waarheid, God lei ons nie altyd met 'n lig op die pad, wat die hele pad lig maak nie. Hy gee vir ons lig, stappie vir stappie. Soos jy vorder, gee hy vir jou gelig vir die pad vorentoe. Geloof, stap vir stap, dag vir dag, vertrou. Dis hoe geloof werk. Elke dag 'n bietjie. God roep ons vandag op na geloof, om nie deur geloof te lewe, om uit geloof te lewe, nie uit vrees en dit wat sigbaar is nie. Hy gesê vir ons lewe uit geloof, nie uit dit wat jy sien, voel of ruik nie. Hy sê, vertrou my, ek sien wat jy nie sien nie. Ek weet wat jy nie weet nie. Ek lei jou waar jy nie kan gaan sonder my nie. Daar waar jy nie kan beweeg nie, dis waar God met jou is. Daar is altyd 'n ding van die voetspore in die sand. As toe dit goed gegaan het, was daar 2 rye voetspore. Maar toe dit swaar gegaan het, is daar net 1 ry voetspore. Dis waar Jesus jou gedra het. Hy sê, ek lei jou waar plekke waar jy nie kan beweeg nie, omdat ek met jou is. Oproep, as jy moeg is om te leef, soos wat jy leef, sonder geloof, wat jy sien, wat jy ervaar, roep die Here jou terug na geloof toe. Kom terug na geloof toe. Die lewe in Christus is nie 'n lewe van sien, ervaar en voel nie. Dis 'n lewe van geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is die dryfveer, soos die petrol in jou kar, wat jou na dinge toe vat. Jy kan nie sonder petrol in jou kar, kan jy nêrens heen ry nie. Geloof is dit. Jy kan niks verwag van God, as jy nie geloof het nie. Hy lei jou, hy draai jou deur. Want ons wandel deur, en nie deur aanskoue nie. Dis hy. Ons lewe deur geloof. Amen. Wie het nie geloof vanmôre nie? Wie se geloof wankel 'n bietjie? Amen. Kom ons maak ons oë toe.